Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Matteus hoofstuk 13 vanaf vers 1 tot en met vers 23. Ek gaan ons die eerste 9 verse sommer net lees. Dit gaan hier oor die baie bekende gelykenis van die saaiër. In vers 1 staan daar: dieselfde dag het Jesus van die huis af gegaan en by die see gaan sit. 'n Groot menigte het hom saamgedrom, dat hy in 'n skip geklim en daarin gaan sit het, maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenis vertel en onder andere gesê: 'n saaiër het eendag gaan saai. En die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op klipbanke geval, maar waar daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet nie, het dit verdroog. Ander dele tussen die onkruid geval, en die onkruid het uitgekom en dit laat verstrik. Die ander saad het in goeie grond geval en 'n oes gelewer. Party 100voudig, ander 60voudig en ander 30voudig. Wie ore het, moet luister. As ons gaan kyk na die gedeelte wat ons volgens saam gelees het, gaan dit eintlik oor hoe ek en jy reageer op die woord van die Here. Want die beeld van die saad gaan oor die woord van God, en die vraag is, hoe ontvang ons hierdie woord? Nou as kindermoment gaan ons 'n bietjie vir kinders verskillende sade wys, en eintlik dan vra, wat het ons nodig om 'n saad te kan plant? En dit gaan natuurlik daaroor dat ons vrugbare grond moet hê, grond wat voorberei is, bewerk is, sodat hierdie saad dan ook kan ontkiem en lekker diep wortel kan skiet. En ek dink dit is belangrik ook in ons geestelike lewe, dat ons ook volgens onsself sal afvra, maar hoe lyk die grond, ons harte, waarin hierdie saad dan ook ontvang word? In die gelykenis lees ons van 4 plekke waar die saad geval het. Die eerste op die pad, toe op 'n klipbank, tussen die onkruid en dan ook op die vrugbare grond. Nou as jy mens gaan kyk na die saad wat op die pad geval het, en dan kan ons dit vergelyk amper met 'n oppervlakkige Christendom, deurdat ons dikwels die woord hoor, maar eintlik glad nie daarop reageer nie. Ons kan die woord hoor sonder om daaroor na te dink, sonder daaroor te reflekteer, of enigstens dit probeer om dit deel te maak van ons lewe. En dan is dit dat hierdie saad dan eintlik dan nou op hierdie pad val, en waar die voëls dan kom en dit dan ook baie maklik dan kom oppik. Die tweede is die saad wat op die klipbank geval het, en ons kan sê, is mense wat die woord van die Here hoor, dit op 'n manier probeer oordink, maar nie toelaat dat die evangelie regtig wortel skiet in jou hart nie. En wanneer bekommernisse kom, en wanneer vervolging kom, en wanneer moeilike omstandighede kom, dan kwyn ons dikwels omdat ons nie vas genoeg staan, ook in ons geloof nie. En daarom is dit dat die Here vir ons herinner om te sê, wie ore het moet luister, beteken, maak hierdie woord deel van jou lewe, ontvang dit, en laat toe dat God beheer neem ook oor jou lewe. So die saad wat op die klipbank geval het, is 'n saad wat vinnig ontkiem het, maar geen diepte gehad het nie, en die oomblik toe daar moeilike tye kom, verdrukking kom, vervolging kom, of swaar kry tye kom, toe knak ons onder die druk, en is dit dat ons nie verder eintlik bou op God en ons vertrou op die Here stel nie. Die grond wat onder die onkruid geval het, gaan natuurlik hier oor die bekommernisse van die lewe, en ook die rol wat verleiding van geld ook in ons lewe speel. En dit gebeur dikwels dat in plaas daarvan om jou vertroue op God te stel, mense eintlik verstrik raak in die onkruid van hierdie lewe, en dat dit die fokus word van hulle lewe om te sê dat dit gaan vir hulle oor geld, dit gaan vir hulle oor
wat hulle kan vermag en verkry in die wêreld, en in die proses eintlik verleer om in vertroue op God te leef en God te vertrou ook vir hulle lewenspad. Daarom gaan kyk na die vrugbare grond, is dit die gelowiges wat die woord reflekteer, daaroor nadink, hulle vertroue in God stel en letterlik vanuit God en vanuit sy woord dan ook leef. Die vraag is natuurlik hoe kan ons sorg dat ons goeie grond is? En dan sê die gelykenis verder, as ons dit verder sou lees, deur te sê dat 'n mens moet rekening hou met die bose, want die bose kom beroof ons dikwels van die woord van die Here, deur ons nie daarop ag gee nie. Verder is dat ons ook vir mekaar moet sê, ons leef in moeilike tye, ons gaan soms deur ontberinge, ons kan nie elke keer wanneer dit my sleg gaan of wanneer ek teleurstellings ervaar, dan sommer net weer my rug op God draai en dat ek nie my vertroue in die Here stel en glo dat God my ook deur daardie omstandighede kan lei nie. Amper om te sê ek is 'n mooi weers Christen. Ek dien die Here solank dit my goed gaan en as dit my sleg gaan dan verlaat ek die Here. Natuurlik moet ons ook leer om ons bekommernisse en die begeerlikheid van die lewe te hanteer en eerder ons vertroue op God te stel. En moet ons leef in die teenwoordigheid van die Here, en daardie keuse om in God se teenwoordigheid te leef, bly 'n doelbewuste en dit bly 'n elke dag keuse wat ons maak ook in ons verhouding tot die Here. Prakties beteken dit dat ek en jy sekere ritmes moet aanleer. Ons kan nie net leef met opwinding nie, ons het ook stilte rondom ons nodig. Ons het nodig om soms tot stilstand te kom, om na te dink oor God en sy woord, te reflekteer oor sy woord en toe te laat dat die woord van die Here ook inslag vind in ons lewe. Daarom is dit belangrik dat ons babelstappies moet neem om ook ons geloof in te oefen, dat ons dit nie net hoor nie, maar dat ons dit ook moet leef. En daarom is dit belangrik om in te skakel by 'n selgroep, in te skakel by 'n Bybelskool of Bybelstudiegroepe of mannegroepe, om juis daardie geleentheid te kry, om dan dit wat ons ontvang, dit wat ons leer verder daaroor te dink, dieper daaroor te dink, en toe te laat dat dit ook deel word van ons lewe. As geld jou bekommernis is, as jy angstig is oor die lewe, kry iemand wat vir jou kan bid, wat saam met jou hierdie geloofsreis kan stap, wat jou verantwoordbaar hou, sodat 'n mens ook weer kan terugkom en met mekaar praat oor jou ervaring van die lewe. En daarom is dit belangrik dat jy hierdie lewenslange reis met die Here sal onderneem deur jou vertroue totaal in God te stel en daarom toe te laat dat die Here deur sy woord en deur sy gees jou lewe so rig en vorm dat jy regtig tot kennis van God sal kom. Maar nie net tot kennis nie, maar ook die vermoë om dit te leef en so te leef dat jy sê, maar ten spyte van alles, dat ek my vertroue juis in God kan stel. Kom ons bid saam. Here, mag U vir ons seën, mag U vir ons help om ook regtig op vrugbare grond die saad te laat ontkiem, en dat ons, Here, U sal erken en vir U sal leef uit die bron van ons lewe. Amen.